Gysbert oorweeg dit om van die sypaadjie af deur die oop karvenster te sê: "Ons moet weer so maak. Julle is altyd welkom. Moet asseblief nie vreemdelinge wees nie." Maar hy is versigtig om te desperaat voor te kom en volstaan met: "Lekker aand julle. Mooi bly." Terug binne toe. Hy hoop sy sal daar vir hom wag soos sy partykeer doen as hy alleen is. Aanvanklik het sy hom minstens 1 keer 'n week besoek. Maar deesdae verskyn sy al minder aan hom. En meestal net om hom te berisp. 30 was my 'n interessante storie om te lees, want dit handel oor 'n skrywer in ons industrie. En dit het 'n vermoë gehad om myself in 'n spieelbeeld te plaas met Gysbert, met die industrie en met hoe ons persoonlike lewens soms gebruik om hierdie stories aan te wakker en soms as terapie. En ek dink dit was dalk juist dit, terapeuties vir my. As jy nuuskierig is oor die res van die storie, luister gerus daarna. As jy nie nuuskierig is nie, doen dit ook, jou ma sal vir jou dankie sê. Daar's details in die captions, gaan lees nou.